Môre, dis donderdag die 9de Oktober en weet jy, vandag wil ek jou vertel van die langste preek wat ooit gepreek is, 120 jaar lank. En op die ou einde was daar net 8 mense wat gered is. Klink soos 'n mislukking, né? Maar dit is nie. Dis eintlik die verhaal van gehoorsaamheid. Kom laat ons saam lees uit 2 Petrus 2 vers 5. Maar Noag, die prediker van geregtigheid, saam met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. Sien jy dit? Die Bybel noem hom nie Noag die bouer nie, maar Noag die prediker van geregtigheid. Vir meer as 'n eeu het hy gepreek terwyl hy die ark bou, en mense het gelag en gespot, maar hy het nie opgehou nie. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word is kairos. Dit beteken boodskapper of verkondiger. En hier is die ding, sy werk was om die koning se boodskap te verkondig, of mense nou luister of nie. Nou luister mooi hierna. Na al daardie jare was net 8 mense wat gered was. So was hy 'n mislukking? Nee, want Hebreërs 11 vers 7 sê sy lewe het die wêreld veroordeel. Sy lewe was 'n getuienis. Niemand kon sê hulle het nie geweet nie. Hulle het net geweier om in die ark te klim. En hier's die kragtige waarheid. Noag se werk was om te preek en die redding was God se werk. Jesus sê in Matteus 24, net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Ons leef in daardie dae en God roep jou om te preek. Nie noodwendig op 'n preekstoel nie, maar deur jou lewe. Maar weet jy wat Genesis 7 vers 16 sê? En die Here het agter hom toegesluit. Die deur het toegemaak en toe was dit te laat. Maar Jesus is die ware ark. Hy sê dit in Johannes 10. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy klop vandag, maar nie vir ewig nie. So kom ek vra jou vandag, wie in jou lewe het nog nooit die evangelie gehoor nie? Jou kollega, jou buurman of dalk jou vriend? Noag het meer as 'n eeu gepreek, maar jy het dalk net vandag. Sal jy preek deur hoe jy leef? Sal jy wys na die kruis? Kom ons bid saam. Here Jesus, die ware ark, die enigste deur na redding. Ons dink aan Noag wat getrou was vir so lank, en tog was daar net 8 wat gered is. Help ons verstaan, Here, dat sukses nie oor syfers gaan nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Ons wil nie ophou nie, al lyk dit soos 'n mislukking, al spot mense. Gebruik ons lewens as 'n getuienis. Laat mense sien ons is anders, omdat U in ons is. Gee ons moed om te waarsku, wysheid om waarheid en liefde te praat. Jesus, U het die kruis gedra, sodat sondaars gered kan word. Gebruik ons om mense na U te wys, voor dit te laat is. En as net een persoon gered word deur ons getuienis, sal dit genoeg wees. Want een siel is meer werd as die hele wêreld. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So hier is 3 waarhede waarna ek leef vandag. Ons lewens is ons boodskap. Ons preek deur hoe ons leef. Ons sal nie ophou nie, al word net een persoon gered. Ons is boodskappers van die kruis. En moenie vergeet nie, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Die kruis was nie 'n vergissing nie, dit was die plan. Preek, waarsku en wys na Jesus. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.